Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Lukas 24. Ons lees vers 13 tot 35. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag van dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeër by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê, dat hulle ook 'n gesig gesien het, van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die geskrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op, en gaan na Jerusalem terug, en vind die 11, en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan, en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle, wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, by die breking van die brood. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, ons teksgedeelte vandag skets vir ons 2 manne wat op pad was na die dorpie Emmaus. En hierdie hele gebeurtenis wat ons vandag saam gelees het hier in ons teks, vind plaas na Jesus Christus se kruisiging en opstanding.
En hierdie mans was in gesprek oor hierdie hartseer en skokkende gebeure, toe hulle op pad was uit Jerusalem uit, na die dorp Emmaus. Hierdie dinge wat plaasgevind het in Jerusalem, het hulle harte getref. En hulle was hartseer oor alles wat hulle gesien het en gehoor het. En daarom vra Jesus vir hulle, toe hy skielik daar saam met hulle op die pad begin loop, waarom is julle bedroef? Waarom is julle hartseer? Want eintlik was dit 'n verskriklike toestand waarin hulle verkeer het. Vir mense wat beweer dat hulle die Here ken, het dit nie regtig gepas by hulle lewens, dat hulle nou hartseer of bedroef was nie. Want 'n hart wat swaar is, maak jou getuienis swak. Die wêreld, liewe broeder en suster, kyk na gelowiges in die moderne tye en oordeel die evangelie aan die hand wat hulle sien. En die vraag is daarom vandag baie ernstig aan elkeen van ons. Maak ons as Christene die evangelie aantreklik? Is ons, soos Paulus sê, 'n lieflike geur vir Christus? 2 Korintiërs 2 vers 16. Of dra ons die naam van Jesus, maar leef soos mense sonder hoop met 'n swaar gemoed? Maar dan gebeur die wonder hier in ons teks. Hierdie twee manne se harte gaan van beswaardheid na brandende, van rou en teleurstelling na vuur en vreugde, van stil wees en teruggetrokkenheid na ywer en getuienis. En dit is wat God ook vandag vir ons wil doen. Hierdie twee mans op die Emmauspad, hulle was nie ateïste nie. Hulle is nie heidene nie. Hulle is nie openlike vyande van Christus nie. Hulle was sy disippels. En tog loop hulle met 'n swaar hart, want hulle verwagting het gesterf toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Hulle probleem is nie dat hulle niks van Jesus af geweet het nie. Hulle probleem is dat hulle net na die graf gekyk het en na die belofte, en toe stop dit daar. En hier, liewe broeder en suster, is juis die groot gevaar. Jy kan op die regte pad wees, met die regte mense praat, en tog met 'n verkeerde fokus lewe. Hulle praat oor wat gebeur het die afgelope paar dae. Hulle dink na oor die kruis. Hulle onthou die bloed, maar hulle leef asof daar nie 'n opstanding is nie. Ek glo dit nog nie, of hulle glo dit nog nie met hulle hele harte nie. Vir hulle was die dood nog die laaste sê, en daarom stap hulle nou hier op die pad na Emmaus met hartseer harte en met harte wat swaar was. Ons sien vandag dieselfde verskynsel by talle gelowiges. 'n Christelike lewe, maar met 'n swaar gemoed. Somtyds koue harte, hartseer harte met lang gesigte en 'n getuienis sonder enige krag. En dan wonder die wêreld, as dit is hoe die evangelie lyk, hoekom lyk hierdie mense dan so swaarmoedig? Geliefdes, 'n swaar hart is 'n baie bitter ding in 'n mens se lewe. Dit is 'n swak advertensie vir die goeie nuus van Jesus Christus. Want Christus is nie net die gekruisigde nie. Hy is in die besonder die opgestane Here Jesus Christus wat lewe gebring het. En soos Paulus sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof alles te vergeefs. 1 Korintiërs 15 vers 17. Die skrif sê, hierdie twee manne het mekaar gesels en met mekaar geredeneer
volgens vers 14 en 15, daar op die pad na Emmaus. Daar is 'n baie groot verskil tussen 'n geloofsgesprek en 'n geloofsredenasie wat nie by God eindig nie. Hulle praat oor Jesus se dood. Hulle praat oor die kruisiging, oor die vorige dae se gebeure. Maar hulle praat ook oor die teleurstelling. Hulle praat soos mense wat sonder hoop is. Mense sonder 'n verwagting, sonder die opstanding. Baie gelowiges doen maar dieselfde vandag. Hoeveel keer praat ons nie net oor alles wat verkeerd is in die wêreld? Al die negatiewe goed. Ons praat oor die probleme. Ons redeneer oor die pyn. Ons analiseer omstandighede. Ons herkou ons verlies. Maar hulle harte kom nie by die krag van Jesus se opstanding en lewe uit nie. En dan word jou geestelike lewe iets soos 'n godsdienstige terapie. Jy bly net by die gebeurtenis, die trauma, die teleurstelling van die wêreld en jy kom nie verder as dit nie. Dink aan 'n man wat 'n baie traumatiese gebeurtenis in sy verlede gehad het. Hy kan nie ophou praat daaroor met mense nie. Hy kan nie vorentoe beweeg nie. Alles word deur die pyn gefilter. En uiteindelik raak hy bitter, hy raak doelloos, hy raak onvrugbaar vir die koninkryk van God en hy raak sonder 'n getuienis. En dit is presies wat gebeur het met hierdie Emmaus disippels daar op die pad. Hulle het vasgehaak by die kruisiging, maar nooit buig hulle voor God nie. En hulle sal nooit brandende word in die hart nie. As jy heeltyd redeneer oor gebeure wat in jou lewe skeef geloop het, oor die trauma, die hartseer, die pyn, dan sal jy nie voor God buig nie. Net soos hierdie Emmausgangers. Hulle het vasgehaak by die kruisiging en oor al daardie hartseer gebeure, maar hulle was blind vir Paasondag en die opstanding van Jesus uit die dood. Jy kan heeltyd redeneer oor al die slegte dinge van die wêreld, maar nooit voor die lewende God buig nie, en jy sal nooit brandende word in jou hart, in jou geloofslewe nie. Die Here roep ons, broeder en suster, nie net om alles te oordink en te bespreek nie. Ja, dit het sy plek en dit is belangrik, maar ons kan nie daar vashaak nie. Die Here roep ons om te glo in die een wat genesing bring, die een wat vir ons hoop bring, die een wat ware lewe en vreugde gee en wat ons harte brandende maak vir hom. Sonder geloof in die lewende God kan ons God nie behaag nie, sê Hebreërs 11 vers 6. Jesus kom nader na hierdie twee mans toe daar op die pad, maar hulle herken hom nie. Die skrif sê duidelik, hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie herken het nie. En hier is 'n baie belangrike geestelike beginsel. Wanneer jy Jesus wil sien volgens jou verwagtinge, sal jy hom nie herken soos hy werklik is nie. Hulle het gesoek na 'n triomfantelike Messias. Hulle het gesoek na 'n politieke bevryder. Hulle het gesoek na 'n aardse oorwinnaar. En toe Jesus dood was hulle so teleurgestel en loop met 'n swaar gemoed en met hartseer harte op daardie pad. Hulle het nie verstaan dat die Messias moes ly en sterf en opstaan uit die dood nie. En so word hulle geloof selektief. En selektiewe geloof, broeder en suster, is 'n koue geloof. Dis 'n blinde geloof. En toe Jesus skielik langs hulle loop in die hartseer en die verwarring hier in hulle midde en in hulle harte raak sien, praat hy nie hier met mooi praatjies met hulle nie. En hy kom na hulle toe en hy noem vir hulle op die punt af wat die probleem hier is. O onverstandiges, met harte wat traag is om te glo. Moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Die kernprobleem
was nie intellektueel nie. Dit was geestelik. Hulle was traag om te glo. Hulle het die Bybelse feite geken. Hulle het profetiese kennis gehad, maar hulle harte het nie alles geglo nie. Waarom was hulle harte so swaar, so vol hartseer, so vol ongeloof? Omdat hulle net op die kruis fokus sonder die kroon. Omdat hulle net op die graf fokus sonder die leë graf. En omdat hulle net op die lyding fokus sonder die heerlikheid. Hulle het net 'n gedeelte van God se woord geglo, die deel wat by hulle verwagting gepas het. Hulle wou 'n oorwinnaar hê, maar nie 'n lam van God wat geslag is nie. Hulle wou 'n koning hê, maar nie 'n gekruisigde koning nie. Hulle wou heerlikheid hê, maar nie die pad van lyding verstaan nie. En daarom tref Jesus se woorde so diep wat hy aan hulle sê. Moes die Christus nie in hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Met ander woorde, God se plan was altyd eers 'n kruis, dan 'n kroon. En liewe broeder en suster, dis vandag nog die toets van ware geloof. Glo ek die hele Christus, soos wat die woord dit aan my en jou kom openbaar, of net die Christus wat my pas? En nou kom die keerpunt. Jesus begin die preek van alle eeue hier vir hulle uitlê. Hy begin by Moses en hy lê die skrifte uit. Hy gaan verder deur die profete en die hele Ou Testament. En hy kom wys vir hulle daar op die pad na Emmaus dat alles hier oor hom gaan, die Seun van God, dat hy die ware Messias is, dat hy die lig van die wêreld is, dat hy die verlosser vir die hele mensdom is. Hy is die Seun van God wat die sondes van die wêreld op hom kom neem deur sy kruisdood en deur sy opstanding. En terwyl Jesus die woord van God hier vir hulle kom oopmaak en uitlê, begin hulle harte brandende word, lees ons hier in ons teks. En hier, liewe broeder en suster, lê die geheim van 'n brandende hart vir Jesus. 'n Brandende hart van Jesus gaan jy nie kry in musiek wat mense van hou nie. Jy gaan dit nie kry in groot skares mense nie. Jy gaan dit nie kry in emosionele opswepings nie. Nie in visioene of in drome nie, maar in Jesus wat die skrif reg uitlê. Dit gaan oor suiwer woordverkondiging om die waarheid van God se woord aan mense bekend te maak. En toe hierdie twee manne die waarheid van God se woord hoor wat deur Jesus uitgelê is hier aan hulle, toe herken hulle hom en hulle oë is geopen. Hulle is nie meer treurig of hartseer nie. Hulle is oorweldig, hulle is aangeraak en hulle is in die hart getref. En die brandende harte word vol blydskap en ywer en getuienis en beweging. Mense met brandende harte vir Jesus kan nie stil bly nie. Daarom besluit hierdie twee manne op die pad na Emmaus om nog daardie selfde nag terug te keer na Jerusalem toe. Dit is nag, dis gevaarlik, dis onlogies om dit nou te doen, maar een ding het verander, hulle harte het verander. Hoe kry ek en jy sulke brandende harte vir Jesus? Hoe kry ons dit vandag? Nie deur nuwe ervarings te gaan najag nie, nie deur tekens en wonders te soek asof Christus afwesig is nie, maar deur die Heilige Gees wat Christus deur die woord aan ons kom openbaar. Daarom is kerkbywoning so belangrik, waar ons die suiwer woord van God kan hoor. Daarom is persoonlike stilte tyd rondom die woord so belangrik elke dag. Ons moet die Bybel bestudeer, ons moet bid, ons moet vra, ons moet smeek, ons moet soek. Bid met brandende harte. Here, open ons oë, verlig ons verstand,
Laat ons harte jubel in u waarheid. 'n Hart brand, nie omdat jy harder probeer nie. 'n Hart brand omdat Christus jou hart aanraak deur sy waarheid van die woord. En hier is die laaste boodskap uit ons teks ook vandag. Jesus noem hulle traag om te glo alles wat deur die profete gespreek is. En ons probleem is presies dieselfde vandag, broeder en suster. Ons glo graag die beloftes, maar ons sukkel met die pad. Ons glo in seën, maar nie in tugtiging nie. Ons glo in die hemel, maar baie keer nie in heiligmaking nie. Ons glo die oorwinning, maar ons wil nie selfverloning doen nie. Maar die woord van God kom leer vir ons vandag hierdie belangrike waarheid. Jesus Christus is die gekruisigde en die opgestane Here. En as jy nie in hom glo nie, sal jy verlore gaan. Maar hy bring vir ons redding vir elkeen wat glo. Wanneer jy hom so leer ken, en wanneer jy hom in waarheid van sy woord leer ken, dan raak jou hart brandende vir hom. En nou, geliefdes, daar is vandag mense in 'n wêreld wat nie meer kerk toe gaan nie. Mense wat nie oor die waarheid wil praat en dit nie wil hoor nie. Maar omdat hulle na Christene kyk en somtyds wonder, as dit die evangelie is, hoekom lyk julle dan so swaarmoedig? Mag dit nooit waar wees in ons lewens nie. As Jesus Christus jou lewe kom raak het, en as jou lewe vernuwe en verander is, dan moet jou hart brandende wees. Dit moet met ywer vir die Here gevul wees. Dit moet met blydskap gevul wees in 'n opgewondenheid vir Jesus. Want die kerk se grootste getuienis is nie net die regte Bybelse leer nie, maar ook 'n vreugde in die opgestaande Here Jesus Christus. En daarom is die Here se oproep vandag: hou op om by die graf alleen stil te staan. Hou op om net die kruis te sien, sonder die kroon. Hou op om te redeneer sonder geloof. Val voor God en bid. Hemelse Vader, maak Jesus Christus vir my 'n werklikheid, 'n persoonlike werklikheid in my lewe elke dag, deur u woord en gees. Dan sal ek en jy ook kan getuig, soos daardie 2 manne op die pad na Emmaus. Was ons harte dan nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte suiwer uitgelê het nie? Kom ons gaan hierdie nuwe jaar in, geliefdes, met brandende harte vir Jesus. Ons maak erns met sy woord, daar is vreugde in ons harte, dis vir ons 'n voorreg om die Here te dien, daar's blydskap in ons lewens, want Jesus is die koning van ons harte en die Here van ons lewe. Laat ons oog op hom gerig wees en laat ons sy woord deel van ons lewens maak. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare God en hemelse Vader, ons loof en prys u, omdat u 'n God is wat in ons harte werk, deur u woord en gees, om brandende harte en warm geloof in ons lewens te bewerk. Vanmôre is dit vir ons 'n groot voorreg om aan u die eer te bring, en u te loof en te prys as die God, wat met ons bemoeienis maak, wat 'n verskil in ons lewe wil maak. 'n God wat ywer bring en nie traagheid van geloof wil sien nie. Here, vandag bely ons sondeskuld voor u. Daar is soveel dinge waarin ons u soms teleurstel. Vergewe ons, Here. Maar stuur u woord en gees om in ons lewens te werk, ons te bemoedig en te bekragtig om vir Jesus Christus, die koning van die kerk, te lewe. Ons prys u naam, want u is waarlik goed vir elkeen van ons. Sonder u kan ons nie lewe nie, Here. En dankie dat u woord ons in die volle waarheid lei,
sodat ons harte brandende vir God kan wees. Wil U ook in die komende week ons vashou met U hand van liefde en versorging. Lei vir ons dat ons in die voetspore van Jesus Christus sal navolg en dat ons lewens U sal verheerlik en met blydskap elke dag Christus in die oog mag hou. Dankie dat ons 'n mooi toekoms saam met U het en dat ons met blymoedigheid kan lewe elke dag van ons aardse bestaan. Vul ons harte vandag en elke dag ook met U vrede en stort U seën mildelik oor ons uit en gee aan ons die dankbaarheid om vir U elke dag te kan lewe. Ons bid dit alles, Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen in Jesus Christus se naam. Amen.